Goeiemôre gemeente en welkom daar waar julle luister en saam kyk op die eerste Sondag van die nuwe jaar. Mag dit vir ons 'n geseënde erediens wees saam. Ek hou graag vir ons die fotum voor uit Jesaja 54 vers 10 wat sê, berge kan pad gee, heuwels kan wankel, maar my liefde vir jou sal nooit verdwyn nie. My vrede verbond met jou sal nooit wankel nie, sê die Here wat jou lief het. En dan kom groet God ons en hy sê vir ons, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. So aan 'n nuwe jaar, dink ek, dis gepas om onsself te herinner aan die wet wat God vir ons gee, waarby ons moet vashou en waarby ons moet leef. En ek hou dit vir ons vooruit Matteus 22 vers 37 tot 40 wat sê, Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Daarmee saam as ons die wet lees, moet ons ook besef dat ons skuld moet bely. En ek wil hê ons moet dit graag doen, daar waar ons is en daar waar julle luister, dat ons saam die lied, uit die liedboek uit luister, lied 245, die wat vergifnis Heer ontvang het. Ons het nou klaar ons skuld bely en saam met dit kom ons loof en prys die Here en ons luister twee lofliedere saam. Lied 167 en lied 164. Die eerste een, Jesus bron van al my vreugde en ons is almal hier te saam. Heiland hier in
mekaar se liefde enorm bewaarde lof voor Christus die lof voor Christus die halleluja ek kan nie sonder U nie halleluja ek sal nie stil bly nie halleluja daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer ons is saam nooit saam vergader in sy naam verheerlik tot die dood is hy getrou en daar is ons nou sy eiendom laat ons maak soos hy sê mekaar se liefde enorm bewaarde lof voor Christus die Heer yeah. Oh, lof voor Christus die Heer halleluja ek kan nie sonder U nie halleluja ek sal nie stil bly nie halleluja daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer halleluja ek kan nie sonder U nie halleluja ek sal nie stil bly nie halleluja daar is geen ander naam nie as Jesus Christus die Heer as Jesus Christus die Heer halleluja halleluja ek kan nie sonder U nie halleluja ek sal nie stil bly nie halleluja ek kan nie sonder U nie halleluja ek sal nie stil bly nie Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons in so 'n nuwe jaar kan kom broos wees voor U. Kan kom sê, hier is ek bely my skuld. Ek kom sê, ek wil die jaar begin opnuut. Ek wil die jaar kom begin by U voete. Maar om so 'n nuwe jaar te begin, Here, het sy uitdagings. En ek wil hê U moet my help. En daarom wil ons U woord kom hoor vanoggend en ons wil hê U moet ons kom lei. En met dit wil ek hê dat ons, as ons skrifgedeelte gaan lees, kom besef wat U vir ons kan beteken in hierdie jaar wat voorlê. En wat ons kan doen tot verheerliking van U. Amen. Ons skriflesing vanoggend is uit Psalm 72 vers 1 tot 7 en dan weer vers 10 tot 14. Ek lees dit graag vir ons. Die opskrif by Psalm 72: Mag die koning lank lewe. Leer tog die koning, o God, om te regeer volgens U wil. Leer die koning om die reg te handhaaf soos U dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor die volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied. Laat berge en rande hulle verbly oor die vrede en die reg vir die volk. Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm.
Laat hy armes te help kom en verdruktes verbrysel, sodat die mense u kan dien, solank as die son en die maan daar is. Van geslag tot geslag. Mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk. Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. Vers 10. Mag die konings van Tarsis en die kuslande geskenke bring. Mag die konings van Skeba en Seba aan hom belasting betaal. Mag alle konings vir hom buig en alle nasies hom dien. Hy sal die arme red wat om hulp roep en die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm. Die lewens van die arme mense beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry. Hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. Dit voel vir my hierdie teksgedeelte is so gepas vir waar ons self bevind aan die begin van 'n nuwe jaar. Waar ons onsself in hierdie unieke omstandighede van 2021 moet herinner om te hoop en te droom oor nuwe moontlikhede, te dink oor nuwe geleenthede, om te hoop oor hoe ons graag die wêreld wil sien en beleef. Die teks is 'n verhouding tussen mense, God en regeerders. En kom voor as 'n gebed vir die persoon wat regeer om lank te lewe. Die koning in hierdie gedeelte word opgehef en word vergelyk met God. Die Psalm kan vir my en jou so 'n goeie voorbeeld wees van gebed vir 'n nuwe begin teen aanvalle wat steeds daagliks teen ons plaasvind. Aan die einde van elke vers kan ons ook besef dat die koning sy pligte nakom as ons dit lees. Die vraag wat ons dan egter kan vra uit hierdie teks is, wat is die funksie van hierdie koning? God kom en hy werk deur hierdie koning om geregtigheid, liefde en vrede te laat plaasvind tussen God en sy mense. Maar met een spesifieke doel en verwysing na mense wat swaar kry en wat behoeftig is. Mense wat uitroep, Here, ek kort die hulp. Ek kort die hulp so baie. Die Psalm gaan verder en dit kom en dit sê vir ons, God sal sy land en alles daarop ryk maak aan wat hulle nodig het. Dit word vergelyk en boere sal weet waarvan ek praat as ek die volgende sê, dat dit soos reën op vrugbare grond gaan wees. Want God gee lewe. Die koning wat God gekies het om sy werk te doen, vervul sy take. Hy vervul sy take wat hy van God gekry het. God kom bevry ons, hy verlos ons van alles wat sleg is in ons lewe. Maar God kan dit nie doen as God nie 'n heerser hier op aarde het om sy take en sy funksies te vervul aan ons mense nie. Van hierdie werke kom doen God deur die koning. Hierdie Psalm kom offer vir ons 'n perspektief op 'n ideale verhouding. 'n Ideale verhouding tussen God in die eerste plek, 'n heerser en ons as mense. Dis 'n perspektief wat ons moet besef, ons as mense moet bid. Ons moet bid vir die heerser om die talente en die gawes wat hy ontvang het van God te gebruik tot voordeel. Tot voordeel dat geregtigheid sal plaasvind. Om die mag wat hy het nie te misbruik nie, maar om ons lewe te verryk op 'n daaglikse basis. Die Psalm is 'n gebed tot God, dat hy koning sal seën met 'n lang lewe. 'n Lang lewe wat vir die land en sy mense nuwe hoop sal bring. Dat hulle van krag tot krag sal gaan. Hulle bid vir hierdie koning, dat hy alles sal ontvang wat hy moet. Hulle bid vir hom, dat God se werk deur hom sal plaasvind. Dis 'n komplekse verhouding wat hulle hier beskryf in hierdie Psalm. Want hulle weet as hulle gebed en hoop het in hierdie koning, kan hierdie koning wêrelde verset. As ons hierdie gedeelte werklik moet van toepassing maak op my en jou,
moet ons onsself indink dat ek en jy die koning is van hierdie verhaal, van hierdie gebed. Ek en jy is die koning waardeur God werk. Dis 'n verwagting en 'n vooruitsig wat God het vir my en jou. Dat ons konings is van sy land. Dat ons 'n verwagting en 'n vooruitsig op 'n eindelose moontlikhede van hoop. Hoop op 'n beter toekoms vir ons elkeen in ons persoonlike lewe, maar ook vir die wêreld daar buite. 'n Nuwe verwagting en 'n hoop, want God verwag van ons om namens hom te werk as konings, om geregtigheid na te streef en vrede te bewerk en te bid vir sy mense. Dit is wat God van ons verwag as sy konings. As gelowiges doen ons dit daagliks. Ons werk en ons tree op in 'n wêreld, al is dit gebroke. So gebroke, ek hoef dit nie eers vir julle te sê nie. Ons kom uit 'n 2020 wat meer gebroke is as enigiets anders. Ons is daar om die hoop te verkondig, dat God die hoop en die bevryding is. Dat ons moet bid vir mekaar as gelowiges, maar ook vir die wat uitroep vir hulp in 'n kwesbare wêreld. Ons is almal hier saam en ons werk tot vervulling van God se woord. Maar ek dink ons besef altyd dat ons dit doen as God se regterhand, as God se konings. Ons help mense in nood. Ja, en dit is goed en wel, maar ons moet ook bid vir onsself. Want as ons nie bid vir onsself nie en hoop het vir ons in ons persoonlike lewe nie, kan ons nie mense in nood help nie. Ons moet bid en hoop dat dit gebrokenheid wegvat en vrede inbeweeg. Vrede inbeweeg met verwagtinge wat jy vir jouself en vir hierdie ideale wêreld van geregtigheid indink. En daarom wil ek afsluit met 'n laaste gedagte. My wens vir ons elkeen is nie net dat die nuwe jaar wat voorlê vir ons elkeen besonder sal wees nie, maar dat ons dit sal aanpak soos Psalm 72. Dat dit jou herinner hoe belangrik gebed is. Gebed vir mekaar om as konings God se werk te kan doen. Dat ons kan besef ons is konings, dat ons kan onsself opleef en beleef as konings, dat ons onsself nie minag in God se koninkryk nie. Dat God deur ons werk. Dat God sy werke deur ons laat plaasvind. En dat dit vir ons 'n toekomsverwagting kan skep wat ons verstand te bowe gaan. Maar beter as dit, 'n toekomsverwagting wat jy sal najaag. Najaag elke dag. En gebed jou dryfkrag is. Gebed jou sterk maak. My hoop is nie net iets dat dit sal wees dat jy dit sal afskryf nie. Maar dat jy werklik sal bid en hoop, want dit is kosbaar vir my en jou en vir God. Want God werk deur my en jou om ander mense se lewe vol hoop te maak. Hoop te kweek in ander mense se lewe. En dit is waarlik wat ek vir jou bid. Dat Psalm 72 vir jou iets sal bring van 'n nuwe verwagting, 'n nuwe hoop en om te onthou om te bid. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan besef dat Psalm 72 so ryk is aan u woorde wat vir ons kom sê bid en hê genoeg hoop. Dat ons 2021 sal voortgaan om meer van u te wil leer, meer van u te wil ken op 'n daaglikse basis. Dat u ons dryfkrag word. Dat die hoop wat ons in u vestig elke dag net meer en meer sal word. Laat ons dit so wil najaag, Here, dat dit ons verstand te bowe gaan, laat ons dit begin kweek in ander mense se lewe, dat ons die hoop is in ander mense se lewe. Dat u deur ons werk elke dag. Here, ons weet dat elke dag genade is en ons besef dit, Here, maar met hierdie Psalm wat u vir ons kom sê, julle, my kinders, is my konings in hierdie wêreld. Dink ek nie ons besef elke dag
hoe ons moet leef en hoe ons moet optree in hierdie wêreld wat so gebroken is nie. Mag ons dit opnuut besef en dankie dat U woord vir ons kom gee het, dat ons dit weer kan besef, Here. Amen. Daar waar julle sit, wil ek hê julle moet graag die seën ontvang van die Here. En ek hou dit vir ons voor uit 'n besonderse lied 492 vers 1. En ek wil julle met die seën ontvang. En daarna wil ek hê julle moet, daar waar julle is, graag luister na die volgende lied gaan dan heen se woorde. En as julle dit saam luister, wil ek hê julle moet dit bely as 'n geloofsbelijdenis wat sê God gaan voor ons uit. Hy maak ons pad gelyk. Hy's langs ons, hy's teenwoordig. Hy's altyd daar vir ons. Maar die lied sê ook dat ons sy liefde en sy lig na buite toe moet leef. En mag die lied vir ons dan dien as ons belydenis vir vandag. En mag ons dit besef. Ontvang die seën. In U is vreugde, vrede en vreugde. Jesus Christus, U is Heer. Ons weet in lyding, U gee bevryding. U bly steeds ons lofsang, Heer. U breek die bande van skuld en skande. U wat vergewe, U laat ons lewe. In U is vreugde. Ons vrees geen dood meer. U is ons hoop, Heer. Ons bly behoue in U vertroue. Sing ons vreugde. Amen.